Goeiemôre. Mens kan nie anders as mens hierdie song sing om te dink hoe maklik kan ons baie keer goeders maak wat ons dink wat dit is, terwyl dit eintlik oor hom gaan. Hoe maklik kan ons baie keer ons oog van die bal afhaal of ons oog van die doelwit afhaal en vergeet van sy genade, vergeet van sy doelwit in ons lewe. Ons kom aan die einde van ons reeks oor die rigters. Ons het so die afgelope 8 weke bietjie deur die rigtersreeks of die rigtersboek gegaan en die een na die ander rigter hanteer. Nou ek gaan nie vanoggend 'n spesifieke rigter met jou hanteer nie, ek wil die laaste 5 hoofstukke van die boek Rigters, waar daar nie 'n spesifieke rigter was wat gerig het nie, wil ek, dis amper asof jy in die einde van Simpson kom en dan dink jy, okay, dit was nou die rigters gewees en dan die laaste 5 hoofstukke is half. Ek weet nie wie van julle het al die moeite gedoen om die 5 hoofstukke te lees en dit bietjie te bepeins en goeders, wat sou die boodskap wees in hierdie tyd van chaos aan die einde van die Rigtersboek? En dit was my struggle vir die week. Dit was my struggle vir die week gewees om daarby te kom. En vandag vir jou iets te probeer bring wat sin maak, iets wat jy mee kan wegstap, iets wat jy kan in jou hart bære, sonder om dit dat het blame shifting is, of dat het voel asof jy ander mense blameer, of dat jy dink jy is beter as ander mense. So ek dink ek moet eers bid. Hemelse Vader, ons het so pas gesing, when the music fades and all is stripped away. Here, ja, as die musiek verby is, en die worship is verby, en die diens is verby, of die byeenkoms by die omgegroep is verby, of my stilte tyd is verby, of 'n gebedstyd, of 'n verlengde tyd van gebed, of wat ook al, wat ons onsself fisies besig hou met u koninkryk. As al daai goed verby is, en ons gaan weer terug in ons gewone mode in, wat is die verskil? En Here, ek bid nie vandag vir ander mense nie, ek bid nie omdat ek dink ek is beter as die mense wat in die gehoor sit nie. Maar Here, ek bid vanoggend dat u vir ons sal help, dat ons, if the music fades and all is stripped away, is it still about you? Help vir ons om dit dalk meer en meer in ons harte raak te sien en vir ons elkeen te help om daarop te fokus. Ek bid nou, Vader, dat u weet wat vanoggend se woord moet wees en u weet ook wie hier so staan. En u weet ook wie hier so sit. U weet van elkeen van ons tekortkominge, u weet van elkeen van ons bekommernisse, u weet van elkeen van ons behoeftes, u weet van elkeen van ons se siekte, u weet van elkeen van ons nood, u ken van ons, Here, hoe u dalk iemand hier so sit wat nog nooit vir iemand rarig vertel het wat in hulle harte aangaan nie. U sit dalk iemand hier so vandag met 'n verskriklike struggle finansiëel of 'n verskriklike struggle net om te cope emosioneel, of iemand wat deur rou gaan, of hartseer, of verwerping, of enige iets. En ek kom bid dat u regtig vanoggend by elkeen van ons sal kom stil staan, en dat ons deur hierdie woord vanoggend iewers 'n ligpunt sal kry. Ek bid dat u verheerlik sal word, en dat u verhoog sal word. Amen. Okay, so, die laaste 5 hoofstukke van Rigters
as ek het moes opsom, en ek wou dit eers in 2 dele doen, en toe wou ek 1 deel weggooi, dat julle weet nie van al die warboel nie, wat gebeur het nie. Maar dit nie te manier staan ek. En ek sou dit opsom met die volgende woorde, die chaos van wetteloosheid. As jy die hele boek Rigter sou saamvat, is daar 'n vers wat kort herhaal, en daai vers is, dat die volk het hulle self opgebou, en die volk het vir God gedien, en dan kry jy 'n punt waar daar staan, en die rigter het vir so lank gerig, en na die dood van hierdie spesifieke rigter, of het nou Samson was, of Jefta, of in die tyd van Deborah en Barak, of selfs die onbekende, soos Samgar, en Ehud, en Tola, en Jair, en maak nie saak met wie ons te doen gekry die afgelope 8 weke nie. Nadat die persoon oorlede is, dan sê die Bybel vir ons op verskillende plekke in Rigters, en Israel of die volk het weer verkeerd gedoen in die oë van die Here, en hulle het weer verval in afgoderry, hulle het weer verval in wetteloosheid, hulle het weer gedoen wat God nie behaag nie, hulle het weer agter die afgode aangehardloop. En dan sit ek en jy in 2025 en ons lees dit en ons dink by onsself, hoe kan hulle? Ek meen, kyk net al die wonderwerke wat God gedoen het. Hoe kan hulle? Onthou hulle nie, en dan kom daai rigter partykeer, en later, Paulus doen dit in die Nuwe Testament, die geskiedenisskrywers doen dit, Lukas doen dit in die Nuwe Testament, Paulus doen dit toe hy gepraat het by die Areopagus, hy doen dit voor die Sanhedrin, hy doen dit oral, en elke keer kom hulle en herinner die volk waar hulle was, hoe God hulle gehelp het, en die stupid besluite wat hulle geneem het. Ekskuus, daar is nie Afrikaanse beter woord daarvoor gewees nie. Moes ek eerder gesê dom besluite? Dis dalk minder kras. Ok. So, en dan dadelik vat ek myself in daai scenario in, en ek praat nie met jou nie, ek praat met myself. En jy moet besluit of jy daarmee kan assosieer. Die chaos van wetteloosheid lees juist daarin dat ons aan vergeetachtigheid lei. Hoeveel keer het God my al gehelp? Hoeveel keer het die Here my al deurgedra? Hoeveel keer het die Here my al gehelp met goeders en wonderwerke gedoen? En dan vergeet ons. So waarom is daar wette en reëls? As daar nie wette en reëls is nie, dan is dit chaos. Die chaos is die teenoorgestelde van wette en reëls, wet en orde. Ok, dis soos toe die klomp ministers by mekaar was, en hulle praat mekaar, en daar is 'n klomp mense van Suid-Afrika, en van al ons buurlande, en almal praat so, en op 'n stadium draai een van ons ministers van ons verdraai na die ouens toe van Lesotho, en hy sê vir die minister van Lesotho, verduidelik vir my net, hoe het julle 'n minister van hawens en seery? Just explain it to me. Nou, as jy nie aardrykskunde gehad het op skool nie, Lesotho lê so in die hartjie van die Vrystaat, is hy so omring met Natal en Vrystaat en wat ook al, daar is nie 'n see binne 300 of 400 kilos van Lesotho af nie. En hy vra vir die minister van seery en hawens van Lesotho, hoe is dit, dat julle so 'n portefeulje het? Hy sê, oog, dis maklik. Hy sê, dis dieselfde rede hoekom julle minister van wet en orde het. Burn. Hoekom ry ons links in die pad? Hoekom hou ons links en ons hou nie almal regs nie? Hoekom moet 'n mens stil bly as iemand anders praat? Dit hoef nie 'n wet te wees wat geskryf is nie, dit hoef nie 'n landswet te wees, of daar's baie keer net seremoniele wette, of courtesy wette, of maniere, of respek, of wat ook al wat 'n wet is, om te weet wanneer om wat te doen. Ek weet nie wat die probleem baie keer is nie, maar ek dink, al is dit die goue reël, hou links en gaan regs verby, is daar baie mense wat dit nie eens, hulle worry nie oor nie. Dis vir my amper asof mense baie keer nie die konsekwens besef van
wat gebeur as ek in die verkeerde kant van die pad ry? Of wat gebeur, nou aandag luister ek Jacaranda, is nou nie dat ek altyd Jacaranda luister nie, maar as ek in my kar is en ek ry, en dan is my radio maar op Jacaranda of is op my USB stick met my musiek op, of wat ek al. Maar ek is toevallig op Jacaranda, en het was in die middel van die dag, ek was op pad na 'n meeting toe, en die persoon wat op Jacaranda praat, Alex J, hy sê, daar was 'n verskriklike groot ongeluk, en ek vermoed het was die N1 gewees. Hy sê, daar was 'n verskriklike groot ongeluk, en die mense moet asseblief die hele highway probeer vermy. En die volgende ding wat hy gesê het, het my eintlik half suur gemaak. Want weet wat sê hy op die radio? Wat vra hy op die radio? Hy vra, en ek gaan dit nou Afrikaans sê, want ek kan nie lekker in Engels dit sê nie. Hy sê, asseblief mense, as jy op die highway is, op die N1 is, naby hierdie en hierdie plek, bly asseblief uit die geel lyn uit, want die ambulanse en die emergency response kan nie by die ongeluk sien aankom nie, want julle die hele highway volgestop. Selfs in die geel lyn probeer almal verby te druk, om verby die ongeluk te kom. Is dit nie common courtesy, dat daar as daar ongeluk is, dat jy spasie maak vir 'n ambulans nie? Is dit nie common courtesy, as 'n ambulans van agteraf kom, dat jy pad gee, en of as dit jou geliefde is in daai ambulans, kies ek preek nou vir die verkeerde mense, maar jy verstaan wat ek probeer sê, as dit jou geliefde is, wat in daai ambulans lê, sal ek graag wil hê die ander mense moet vir ambulans pad gee. Hoekom moet 'n mens vra daarvoor? Hoekom moet 'n mens daaroor redeneer? My persoonlike opinie is dat wetteloosheid, dis die enigste, ek het ook gesê het, ek het net gegoogel en dis wat opgekom het. Ek beloof ek het rarig aan die een gaan soek. Ek het my bes gedraai. Ek het rarig, ek wou nie hierdie foto op die skerm sit nie. Ek het my bes probeer om nog 'n foto te kry van gewone karre. Ek praat van sedans wat in die geel lyn is. As jy so een kry, stuur hom vir my. Okay. En hier is nie politiese ding wat ek nou doen nie. Dis juist waarby ek wil wegbly vandag. Dit gaan nie oor politiek nie, dit gaan nie oor wie of wat nie, dit gaan nie oor een of ander mens nie, ek haal niemand uit nie, ek het 'n punt wat ek wil maak vanoggend. En ek begin op hierdie manier, maar ek wil hom deurtrek na ek en jou toe, 2025. Ek wil hom deurtrek na Hawa toe. Dan gaan ons vergeet van die ou en die geel lyn, en ons gaan bietjie kyk, wat sê God vir ons geestelik, met hierdie selfe prinsip, maar ek wil hê jy moet eers 'n common enemy kry. Né? Sorry Elsie. Elsie, het hulle verduidelik wat op die skerm? Het hulle vir jou verduidelik? Okay. Nou Elsie kan ons nie sien nie, sy's blind en sy self weet van die taksies. Haar kinders en almal vertel vir haar baie goeters. Kyk, ek is klaar met die taksies. Kom ek moet eerder die foto afhaal, voor ek die volgende gaan sê. My opinie oor wetteloosheid is die volgende. Wetteloosheid heers omdat mense daarmee wegkom. Wetteloosheid heers omdat dit 'n absolute minagting is vir wat reg en verkeerd is. Wetteloosheid heers omdat ons 'n ego het wat in ons probleem in die pad staan van common sense. En nou kan ons lekker ons koppe skud, né? Maar nou gaan ons hom deurtrek. Nou gaan hy begin seermaak. Want nou praat ek nie meer oor hulle nie, nou wil ek jou ons praat oor ons. Kom ons praat 'n bietjie oor ons. Maar voor ek by ons kom, wil ek net gou vir ietsie wys. Dis nogal scary dat die laaste 5 hoofstukke herhaal dieselfde vers 2 keer. Rigters 17 vers 6 en Rigters 21 vers 25, en as jy nie weet wat 'n vers is Rigters 21 vers 25, gaan ek gou vir jou sê, dis die heel laaste vers van die hele boek Rigters. Sê die volgende: in die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. En dis nie moeilik om dit deur te trek na 2025 toe nie. Dis nie moeilik om dit van die Rigters af deur te trek na ons toe nie.
hierdie 5 hoofstukke het 2 stories, 2 verhale, wat ek jou wil eintlik motiveer om te gaan lees, as jy tyd het. Dis 5 hoofstukke, die eerste storie is 2 hoofstukke, 17 en 18, en die laaste storie is 3 hoofstukke, 19, 20 en 21. Gaan lees dit bietjie. Ek gaan nou vir jou so vinnig net die 2 verhale vertel. Net dat jy kan kom, in die preek kan kom en kan weet waar my kop is. As ek dit lees, en toe ek het gelees het, toe het daar 'n woord in my hart opgekom, 'n spesifieke vers, en as ek hom gaan begin sê, gaan julle almal weet waarvan ek praat. Jeremia 17 vers 9, julle ken hom, né? Hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? So as jy wetteloosheid en chaos vat, en jy trek het deur na ons as mens toe vandag, dan kom jy agter, maar dis die probleem. Bedrieglik is ons harte as mensdom, bo alle dinge. Dis verdorwe. Ons harte is so geneig om te neig na die verkeerde kant toe, in plaas van na die regte kant toe. En ek wil jy moet sien, dat ek staan nie vandag hier, en ek praat af op jou nie. Ek wens ek kon daar onder saam met julle staan, inteendeel, ek moet op die grond sit, en oppraat na julle toe. Ek dink die probleem lê juist daarin, dat hierdie waar is in Rigters, en dat hierdie ook waar is in Suid-Afrika en in die wêreld vandag, dat elkeen doen wat reg is in hulle oë. Elkeen besluit self wat is reg en verkeerd. Elkeen kan self besluit, en waag dit net om iets te sê teen iemand wat self besluit het wat die wet is. Dan's jy narrow-minded. Waag dit. Maar ek dink die probleem lê daarin dat as ons die wet van God sou volg, sy voorskrifte sou volg, sy wil sou soek in ons lewens, dan sal die wet nie vir ons 'n probleem wees nie. En as ek praat van die wet, praat ek nie van die wet net van Moses nie. Onthou, daar's baie wette, seremoniële wette en wette wat gevolg moet word of moes word, wat God vir hulle gegee het, wat nie noodwendig die 10 gebooie is nie. Maar ook in vandag se samelewing is daar sekere goed wat, al is dit nie geskryf nie, dis vir ons moet dit volg. Ek gaan nou vir jou 'n stuk lees, en nou wil ek jou gou vat van Rigters na die Nuwe Testament toe. En ek praat met jou vandag oor die chaos van wetteloosheid, en ek vat jou na Romeine 6 toe. En ek wil hê ek en jy moet rustig nou gaan lees wat sê Romeine 6, vers 11 tot 19. Nou vat ons om, onthou, vergeet nou van die Rigters, vergeet van al die mense, vergeet van die Ou Testament net vir 'n oomblik. Ek wil hê jy moet net gou jouself in hierdie ding sit as 'n kind van God. En wanneer ek met jou gaan praat oor wetteloosheid, sê ek nie jy is wetteloos, jy breek in by banke, jy vat 'n 9 mil en 'n balaclava as jy wil gaan geld trek of enige iets nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van die goed wat ons nie gehoorsaam is aan God nie. En hier is 'n oplossing vir ons. En ek wil baie vinnig vanoggend by die oplossing gekom het. Ek wil jy moet saam met my rustig deur Romeine 6 vers 11 tot 19 lees. Hy sê, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is. Dis moeilik, né? So hier gee Paulus vir die Romeine die teenoorgestelde van wetteloosheid, die teenoorgestelde van dit om wetteloos te handel, om te handel teen dit wat God van ons verwag as kinders van die Here. Ek praat met jou as bloedgewaste kind van God, wat hier so sit. Ek praat met jou as 'n mens wat 'n Christen is, en ek wil jy moet saam met my luister na hierdie goeters. Hy sê, dit is die ideaal. Ons moet onsself doodreken vir sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus ons Here. As ek en jy kan regkry om onsself lewend te sien in Christus en dood vir sonde, dis 'n step in the right direction. Stem julle saam? Ok, volgende versie sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Ok, so hier is iets wat ek en jy aan moet kan werk, om te sê, Here, ok, ek moet myself doodreken vir sonde, nommer 1, en ek moet myself
in Christus se potensiaal inplug, kan ek maar sê. Ek kom plug in, ek kom prop in by Christus se potensiaal, want hy is die een wat my dis net hy wat my kan lewend maak. Ne? Dan sê die volgende vers, so met ander woorde, nou moet ons kies, wie is die baas? Vers 12, wie is die baas? Is dit wetteloosheid, wat oorloop in chaos, of gaan dit wees, ek sê nie jy moet wettisisme nastreef nie, maar om gehoorsaam te wees aan God, Nuwe Testamenties. Ne? Met ander woorde, nou sê ek, nou moet ek my sterflike liggaam, hierdie liggaam wat vol vlees is, wat neig na sonde, en kom ons sê dit reg, dit is lekker om te sondig, met ander woorde, my vlees gaan baie makliker daai kant toe, as wat my gees hierdie kant toe gaan. Dit is meer van 'n struggle, om my vlees te vat, en my vlees te kruisig, en om dood te maak, en in hierdie kant toe te loop na die gees toe. Is dit nie so nie? Ons is geneig om baie maklik, en nou kan jy Galasiërs 5 vers 16 en 17 insit as jy wil, as jy notas vat of wat ook al. Jy kan 'n Bybelstudie doen oor wat dit is om die vlees en die gees. Die Bybel sê vir ons hierdie twee beklei die hele tyd mekaar. Nou hier kom Paulus aan die Romeine en hy sê, laat ons die sonde dan in ons sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. So hierdie gaan 'n stryd wees in my kop, hierdie gaan 'n stryd wees in my hele wese. En soms wen jy hom, soms verloor jy hom. En moenie, ek kom by die volgende vers 13, hy sê nou, hoe gaan ons dit reg kry? Ek kom hier prakties, hy sê vir ons, moenie julle lede stel tot beskikking van die sondaarswerktuie nie. So die oomblik wanneer ek my lede tot beskikking stel, dan begin die afdraande pad. Dis die teenoorgestelde van wetteloosheid. Dis die teenoorgestelde van chaos, né? Is om hierdie goed na te streef in my lewe. En julle, hier praat ek nou van geestelike dissiplines, ek praat van allerlei dinge, jy verstaan wat ek bedoel, jy moet die geestelike dissiplines toepas in jou lewe, om dit reg te kry. Hy sê, moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar teenoorgestelde, stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Onthou, hoe het ons dit reg gekry? Eerste versie, net deur Christus, né? So hy praat hier met kinders van God, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. So nou moet ek nie, die werktuig wat deur my werk is, God het my lewend gemaak, deur Christus Jesus sy seun, en nou moet ek hierdie lyf van my, hierdie liggaam van my, met my begeertes, moet ek kruisig, ek moet dit doodmaak, en ek moet sê, Here, ek moet wegstap van dit wat in my kop aangaan, ek moet probeer om weg te stap, en ek moet dit kruisig, ek moet dit agterlaat, en ek moet doelbewus 'n keuse maak om te sê, ek jaag geregtigheid na. Dit klink dalk vir jou eenvoudig, maar hier is nie eenvoudig nie, julle. This is a lifelong battle. Ek wil nie jy moet hande opsteek vanoggend nie. Maar ek wil vir jou sê, vir my, hierdie oukie wat hier voor jou staan, ek gaan my hand opsteek om vir jou te sê, it's a lifelong battle. En as jy vanoggend hier so sit, en jy dink jy is die enigste ou wat sukkel, jy is die enigste ou wat toegegee het, jy is die enigste ou wat al foute gemaak het, wil ek vir jou sê, kom praat met my, ek sal saam met jou praat. Moenie tussen hierdie heilige mense hier so jouself vergelyk. Kom praat met hierdie ou. En ek sê dit nie neerhalig nie, ouens. Ek sê dit met die grootste respek. Partykeer dink ek is die enigste ou wat sukkel, en jy dink jy is die enigste ou wat sukkel, en jy dink, hierdie is net my battle. Maar hoekom sê Paulus dit vir die hele Romeinse gemeente, die hele gemeente van Rome, die hele Italiese gemeente, sê hy dit voor? Hy sê, want, vers 14, as die sonde oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. En daar is nie die wet van Moses nie. Want hy praat van die wet van sonde. Wat is die wet van sonde? Weet julle wat is die wet van sonde? Die wet van sonde is dat jy verlore sal gaan. Die wet van sonde is dat jy nie gered kan word nie. Die wet van sonde is dat jy nie goed genoeg is nie. Die wet van sonde is dat daar nie vir jou hoop is nie. Dis die wet van sonde, en dit is wat baie mense vashou. En die oomblik wanneer ek in Christus lewend gemaak word, heers hierdie wet nie meer in my nie. Daar's 'n nuwe wet, die wet van vrymaking.
Die wet van oorwinning. Die wet van oorheersing. Al voel dit nie altyd elke dag so nie. Die wet van om te kan heers oor die sonde, die wet van om in God se weë te wandel, om te wandel in die lig soos hy in die lig is. Dis 'n nuwe wet, dis 'n ander wet. Wat dan? Paulus sê, wat dan? Nou wat dan? Né? Is nogal mooi, wat dan? Sal ons die sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Nee, ons gaan nie nou oorgee nie, ons gaan nie opgee nie. Ons gaan nie sê, okay, dis nou die einde van die ding nie. Ons is nou maar sondaars en ons is nou maar geneig en ons gaan nie nou opgee nie. Nou moet ek opstaan. Nou moet ek juis skouer aan die wiel sit. Nou moet ek juis verander. Nou moet ek juis onder die oortuiging van die Gees kom. Nou moet ek juis die besluit neem. As ek nie goed genoeg voel nie. As ek voel ek is nie werd nie, dan moet ek kan nie aanhou in die sonde nie, want dan verloor ek. Want dis wat ons doen, dis werk soos 'n diet, né? Is dit nie so nie? Nou luister al die vrouens. Ek bedoel al die mense. My vrou het vanmôre vir my 'n shake gebring. Sy sê ek is dik, ek moet 'n shake drink, ek mag nie meer in die oggend eet nie. So, ek saam met julle. Okay. Alright. Maar wat is die ding van 'n diet? Kan ek julle gou van 'n diet vertel? Ai. Hy begin elke maandag. En wie van julle het al, nou is jy op hierdie reg eet spree van jou, né? En dan so 10:00 die oggend, of miskien is julle wilskrag beter as myne, dalk 3:00 die middag, of wanneer ook al, dan kroek jy nou die eerste keer. En dan sê jy vir jouself, as jy gekroek het, dan sê jy vir jouself, myself, ek het nou klaar gekroek, ek kan net wel aanhou. Ek sal môre weer begin. Is dit nie so nie? En dan dinsdag begin jy weer, en dan kroek jy weer, en dan donderdag begin jy, en dan sê jy vir jouself, nee man, kom ons geniet die naweek, ons begin maandag. Hoor gou as ons hierdie ding deurtrek na ons geestelike lewe toe. Is dit nie wat Paulus hierso sê nie? As ek dan nou 'n fout gemaak het, en dis die beste advies wat ek jou kan gee, wat ek vir myself kan gee. As ek dan 'n fout gemaak het, moenie opgee op die diet nie. Maak dadelik reg en klim terug. Die vrou wat my vir jare getrein het, sy moet my net nie nou sien nie, maar die vrou by wie ek vir baie jare geoefen het en gym gedoen het en my personal trainer gewees het, sy het altyd vir my gesê, Marius, as jy 'n fout maak met jou reg eet of jou skoon eet program, veral in 'n kompetisietyd, het sy vir ons gesê, klim dadelik weer terug op die skoon eet. As jy nou 1 toffie geëet het, moet nou nie gaan nog 20 eet omdat jy klaar 1 geëet het nie. Bære die toffies, loop weg. Sê vir hulle, wyk, né? En gaan haal hy slaaiblaar. Maar in 'n geval. Ek sê haas nie. Maar anyway, julle verstaan wat ek vir julle probeer sê. Maar werk dit nie so in jou geestelike lewe nie. Baie keer, wanneer ons 1 fout maak, en dis wat Paulus hierso sê, hy sê as ons 1 fout maak, né? Moet nou nie gaan volhard in sonde nie. Stap weg. Hy sê nee, stellig nie. Jy moet nou nie weer onder die gaan bly sondig nie. Onthou, jy is nie onder daai wet nie. Jy's onder my genade, sê Jesus. Okay, maar ek moet aanbeweeg. Weet julle nie dat julle aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. Sien julle die verskil hierso? Nou educate Paulus ons, hy leer ons, hy sê vir ons, besef jy nie, as jy jouself tot 'n dienskneg maak van die sonde, gaan jy 'n dienskneg bly van die sonde. Maar as ek kan wegstap en ek maak myself 'n dienskneg van die goeie, van God en van wat God van my verwag in die proses van heiligmaking, dan is dit totally iets anders daar. Nou is ek onder die Gees, en dan kom dinge soos wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring, die Galasiërs in, en allerlei goeters wat hierby kan aanhaak. En nou kom Paulus met hierdie mooi ding, hy sê, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, en hierdie moet jy saam met jou vat. Here, as ek een ding kan sê, dan wil ek vandag vir julle sê, Here, dankie dat ek 'n dienskneg van die sonde was. Met ander woorde, aanvaar die vergifnis wat jy voorgevra het. Aanvaar die fout wat jy gemaak het en die vergifnis wat jy gaan soek het. Aanvaar dit, maak dit jou eie.
maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewe is, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Kyk, ek gaan nou vers 19 hanteer. So, ek het vir jou 'n oplossing gegee, volgens die Nuwe Testament. Want dalk wil ek net gou vir jou lus maak om terug te gaan na die twee verhale van Rigters toe. Nou die eerste verhaal, hoofstuk 17 en 18 se verhaal, gaan oor hierdie een Leviet, wat eintlik, daar was 'n man met die naam van Micha, wat afgode gemaak het, en hy het hierdie afgodsbeeldjies in sy huis gehad. En nou buig hulle voor die afgode, toe kry hierdie Leviet in, om basies, en is 'n genuine Leviet gewees, maar kyk net, hierdie Leviet het ook nie onderskeidingsvermoë gehad nie, hy kry hierdie Leviet in sy huis, en om sy, ek wil maar sê, sy tempelpriester te word, of sy huisgod, of sy huispriester te word. Maar hulle aanbid nie God nie, hierdie ou se Leviet uit Aaron se nageslag, maar hy is besig om met afgoderry. En dis waar die chaos begin. En toe kom die stam van Dan, en hulle kom en hulle maak oorlog, en hulle ontvoer hierdie afgode wat Micha gemaak het, en toe maak hulle oorlog teen Laas, en hulle vat hierdie Leviet, en toe word hulle self om, man, hoekom wil jy nou een ou se Leviet wees? Jy kan ons nou hele volk se Leviet wees, kom saam met ons by Dan, en dan is jy by ons. En dan kan jy ons Leviet wees. En dan is dit absolute chaos wat uitbreek. Die volgende verhaal gaan oor, en hier is eintlik meer sad verhaal, dit is eintlik 'n verskriklike sad verhaal hierdie. Daar was 'n ou gewees wat 'n byvrou gehad het, en sy het na haar pa toe gegaan, en toe gaan haal hy haar by sy skoonpa, en 'n lang storie kort, ek gaan nie uitbrei in detail nie, maar elke keer kon hulle nie, sy pa wil nie gehad het, hulle moet gaan nie. En dan sê hy vir hom, nee, bly nog 'n dag, bly nog 'n paar ure, en dan maak hy hom dronk, en dan bly hy nog, en dan sê hy vir nee, as jy môre nigter is, kan jy heel trek, en dit, en so gaan hy aan, en hy bly hierdie ouetjie drank voer, en naderhand is dit net die een ding, wat ook al, en op die einde van die dag, kom hierdie ouetjie weg, maar as laat die middag kom hy eers weg, en toe gaan hy, en hulle wil toe gaan slaap in Jerusalem, maar hulle kry nie plek nie, en toe gaan hulle verby na 'n plekkie met die naam van Gebea, en hulle kom daar aan, en hulle wil net sommer op die plein slaap. Maar dan kom 'n ander ou verby, en hy sê, jy kan nie so slaap, jy is te gevaarlik. En dit is amper 'n Sodom en Gomorra tipe storie. As jy Sodom en Gomorra se storie ken, sê jy hierdie storie baie maklik met hom kan assosieer. En die ou vat hulle in sy huis, en in die middel van die nag toe kom klop 'n klomp slegte mense van daai stad, kom klop aan sy deur, hulle sê, gee daai ou vir ons. En hulle wil met hierdie ou seks hê. En op die einde van die dag toe bied hy sy dogter aan, en hy bied allerhande goed. Dis hoe laag hulle gedaal het. En op die einde van die dag, toe gryp hulle hierdie byvrou, ekskuus as jy ander woorde om te sê nie, en hulle het haar dood verkragt die hele nag lank. Die volgende oggend toe lê sy op die stoep, of op die trappe van hierdie huis, dood. En hierdie ou tel sy vrou op, en hy ry, en hy kom by sy huis, en hy sny haar op in 12 stukke. En hy stuur 12 stukke, 'n stuk, na elke stam toe, van Israel. Ja, Linda, ek het ook so gevoel. Ek sien sy frons. Met 'n boodskap, dit is wat mede-Israeliete aan ander Israeliete doen. Needless to say, die hele Israel trek by mekaar by Mispa, en hulle vergader teen die stam Benjamin, wat die verkrachting gedoen het, en hulle gaan na hulle toe, en hulle vra of hulle lewer hierdie ouens vir ons uit, hulle weier, en toe breek daar 'n burgeroorlog uit. Hulle 3 keer God gaan raadpleeg in hierdie tyd, wat hulle met God gaan praat het, en God het vir hulle gesê, delg hulle uit. Maar, en dan, ja, jy kan gaan lees. Op die einde van die dag, het hulle 'n besluit geneem, wat hulle toe nou oor spyt was. Maar nou sê hulle, maar nou is daar een stam van Benjamin, is totally verwoes, wat nou? En hulle het 'n belofte gemaak, dat hulle nooit van hulle kinders, hulle dogters vir enige Benjamiet sal gee, as 'n vrou nie. En nou kan jy die res gaan lees. Dit word nog erger. Amper in 'n mate. Of eintlik, ek was daar by die most gruesome gedeelte gewees. Maar uiteindelik neem hulle soos in Jefta se geval 'n besluit in emosie wat hulle nie moes nie. In 'n mate voel ek, dis so
Dis, hoekom gebeur hierdie goed? Die chaos van wetteloosheid. Die chaos van dat Israel God vergeet het. Die chaos dat 'n volk op 'n plek kan kom, dat hulle ophou om God te dien. En elke ou, onthou die laaste versie van hoofstuk 21 wat sê, elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. So wat het ons nodig? Gaan hierdie week en gaan lees Romeine 6. Gaan doen 'n studie oor hom. Gaan deur sy stappe. Gaan praat met die Here op jou eie. Gaan vra vir die Here, Here, waar trek ek, Marius, op die pad van heiligmaking? Hoe eerlik is ek met myself? Is ek nie ook dalk besig om U te verloor in my lewe? Omdat ek nie die regte besluite neem nie. Is dit nie chaos in my lewe? Juis omdat ek wetteloos lewe nie. Want ons het nou die voordeel van terugkyk. Is dit nie so nie? Ons kan terugkyk en sê, jo, Jefta, jo, Samson, jo, Barak, wat jy aangevang? Ne? En ons kan by elkeen van hierdie ouens kan ons terugkyk en selfs met Petrus, ons kan hom judge, ons kan sê, Petrus, hoe kon jy Jesus verloon het? Hoe kon Judas om verraai het met 'n kus? Hoe kon Paulus ooit in sy lewe oor sy hart kry om die kerk van Christus te vervolg? Hoe kon Dawid doen wat hy gedoen het? Hoe kan Deen en so kan ons, hoe kan? Ek dink, as ek iets kan leer, as ek iets vir jou kan gee vandag, ek en jy die voordeel van terugkyk. En weet jy wat, wanneer ons terugkyk, dan dink ek moet ons 'n pilaar oomblik hê. As ek kan terugkom na verlede week toe. Ek en jy het kort in ons lewe 'n pilaar oomblik nodig. 'n Oomblik wanneer ek by die pilare gaan staan en sê, Here, waarop rus hierdie huis? En toe Samson dit gedoen het, hy sy pilaar oomblik, was sekerlik volgens die woord die grootste oomblik van sy lewe. Vergeet van Samson se foute, vergeet van die vrou van Timna, vergeet van die vrou by Gaza, vergeet van Delilah, vergeet van die kere wat hy mense net doodgeslaan het, die kere wat hy sy Nasareer belofte gebruik het, die kere wat hy sy ouers bedrieg het, die kere wat hy wat ook al gedoen het in woede, het hy sommer 1000 ouens met 'n kakebeen doodgeslaan en hy mag nooit aan iets doods gevat het nie. En vergeet van al daai foute. Ek dink hierdie is die hoogtepunt en dis wat ek en jy is 'n oomblik in ons lewe wat ons gaan staan by die pilare van God en gaan sê, Here, wys my myself. En wat Samson reg gedoen het by die pilare, hy het sy pilaar oomblik gebruik om bewus te raak van sy fout. Om opregte berou te toon teenoor God vir sy fout, of foute. Om sy foute voor God te bely, en dan in oorwinning daarna dit te beleef. Nou sy lewe was nie lank daarna nie, hy het vir die Here gesê, Here, ek is bereid om te sterf saam met hulle, maar ek en jy het nie nodig om te sterf van ons foute nie. Ons het die voordeel dat ons in die oorwinning kan beleef na die tyd. Maar dit gaan begin by daai bewus raak van my fout, berou te hê oor my fout, my foute te bely voor God. En dan, ek dink jy moet leer uit jou fout, sodat jy dit kan leef. Dis hoekom ek leer daarby gesit het. So as jy wil, kan jy gou afneem. Jou pilaar oomblikke. Wat is jou pilaar oomblik wat jy gaan hê? Onthou, dit help nie net ons kyk terug nie. Ons het op 'n punt kyk kom, dat ons kyk nou vorentoe. Kom ons kyk vorentoe. As ek my pilaar oomblik gehad het, dan moet ek vorentoe kyk. Here, ek staan by die pilaar. Hier is 'n draaipunt van my lewe. En ek praat eerlik met God. Hierdie is die teenvoeter van chaos in my lewe.
Hierdie is die teenvoeter van wetteloosheid in my lewe. En ek sê nou vir julle, as die rigters net hierby kon uitkom, hulle het 'n paar keer, gaan kyk bietjie, dan kom 'n rigter, dan help hulle, dan bekeer hulle tot die Here, dan gooi hulle die afgode weg. Dan is dit Jabula vir 20 jaar of 40 jaar of partykeer 60 jaar, tot 80 jaar Jabula hulle en dit gaan net goed. Dan gaan daai spesifieke rigter dood. Dan move hulle weer in die verkeerde rigting. Ai. Sounds familiar to me. Maar ek en jy kan 'n verskil maak as ons vorentoe kyk. Here, hoe kan ek in oorwinning lewe? Hoe kan ek die vrug van die Gees uitlewe? Hoe kan ek in vrede lewe met U? Hoe kan ek selfbeheersing toepas? Hoe kan ek die vrug van die Gees uitleef? Hoe kan ek dit wat U in my ingebou het, die gawes van God, hoe kan ek dit uitleef? Want jy sien, die chaos van wetteloosheid is die teenoorgestelde van die riglyne tot oorwinning. Dit staan reg teenoor mekaar. Ek dink dit is genoeg. Dink ons almal het iets om oor te dink. Dink ons almal kan net ons harte gaan stil maak en vir die Here sê, Here, help my. Ek het vir julle gesê, gaan vir julle vers 19. Die definisie, as jy die definisie van wetteloosheid soek, skryf gou neer 1 Johannes 3 vers 4, of onthou hom. Dis die definisie van wetteloosheid. Die einde van wetteloosheid, ongelukkig sê die Bybel, dit gaan erger word na die laaste dae toe. En dis wanneer ek en jy se ligte nog erger moet skyn, hoër moet skyn, helderder moet skyn. Matteus 24 sê dit gaan erger word na die einde toe. En weet julle wat is die permanente oplossing? Jesus moet terugkom. Dis al oplossing wat ons het. Vir die einde van wetteloosheid. Maar persoonlik kan ek en jy iets aantrend doen. So ek gaan nie nou nog preek nie, slegte nuus van wetteloosheid, dit gaan vererger. Wat is my strewe as kind van God? Miskien moet ek net vir jou hierdie nog wys. Ek het nou vir julle gesê, gaan gou vers 19 vir jou wys. Ek sluit daarmee af. As jy die hele gedeelte lees wat ons nou gelees het, hierdie is my die hoogtepunt. Hy sê, hoe sê Paulus vir ons? Hy sê, hy self, want hy self is 'n mens, en nou sê hy vir ons, net soos ek vanoggend na jou toe kom as 'n mens. Ek kom na jou toe as 'n mens, wat self 'n mens is. En ek sê vir jou, ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van ons vlees, wat net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid, om wetteloos te wees. Hoor gou hierso, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Dis die oplossing. Geregtigheid beteken om te doen dit wat reg is. Nie dit wat reg is in my eie oë nie, dis 'n probleem met ons gesien. Nee, dit wat reg is in God se oë. Tot heiligmaking. Heiligmaking beteken ek is nie heilig nie, maar ek is in 'n proses om nader te beweeg aan die doelwit om heilig te wees. Heiligmaking is 'n proses wat begin by jou wedergeboorte en wat sal aanhou tot die dag wat jou koppie neerlê. But don't use that as an excuse, use it as an inspiration. Die chaos van wetteloosheid. Ek hoop ek kon dit vasvang vandag. Die rigtersboek het my gewaarsku. En is maklik om terug te kyk en hulle te blameer, maar daar's in die Nuwe Testament vir ons riglyne. Vader, die chaos van wetteloosheid is juist dit, Here, dat ons eie koppe volg. Dis presies wat rigters gedoen het, in die boek Rigters en in die tydperk van die rigters. Dis presies wat ons nie wil doen nie. Dis presies die teenoorgestelde van wat Paulus vir ons leer aan die Romeine, aan die Galasiërs, aan die Efesiërs. Ja, Here, hy het dit vir elke gemeente geleer wat hy besoek het in sy 3 sendingreise. Maar Here, dit is nie net geskryf vir die sendingreise se mense nie, dit is nie net geskrywe vir die mense van daai tyd nie, dit is geskryf vir ons in 2025. En my gebed is dat elkeen van ons op 'n stadium in ons lewe, so Samson, 'n pilaar oomblik sal hê wat ons net eerlik voor U is.
en dat ons sal kies wat die beste is vir u koninkryk. Ons bid dit in die wonderlike naam en danksegging, omdat ons u nodig het. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die inwoning en die inspirasie van die Gees met jou hierdie week. Amen.